Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou het jy al agtergekom hoe ek en jy werk? Jy wil dalk verander en jy wil groei en jy wil gelukkig wees en dis great. En dan raak jy in die begin gemotiveerd en jy kyk 'n video of jy lees 'n boek of jy hoor 'n preek en boom, jy sê vir jouself, môre begin my nuwe lewe. Jy skryf in by die gym en jy koop die toerusting en jy skryf in vir die kursus. Jy gooi die sigarette weg en jy bære die slaappille. Jy begin 'n blog of 'n vlog of 'n plan of 'n studierigting of 'n projek. En jy vertel vir almal en sê, watch this space. Hierdie keer gaan dit anders wees. En aan die begin, man, jy is vuur en vlam. Jy staan vroeg op. Jy wil nie gaan slaap nie van opwinding. Dis soos 'n kind met 'n nuwe Kersgeskenk. Hy wil net speel en speel en speel. En Desember is lekker en Januarie is 'n fees, maar dan kom die Februarie. En daai geskenk lê saam met die ander speelgoed in die kas. Dis nie omdat jy swak is nie, dis nie omdat jy nie dissipline het nie, dis net hoe mense werk. Die nikkie, dit gaan af. Die dopamien sak, die opgewondenheid raak gewoon, en wat bly oor? As jy dit wil doen, dan voel dit soos werk, routine en inspanning. Nou ek het hierdie videoreis begin as 'n 90 dae uitdaging. Net 90 dae, dis al. Net om te kyk of ek dit kan gedoen kry. Skielik hierdie week besef ek het al meer as 250 video's gemaak, elke liewe dag, vir meer as 8 maande. En glo my, dit was nie elke dag lekker nie, en maanskyn en rose nie. Winterdae het ek sopnat gereën hier in die Kaap. Party dae die wind my wou omwaai, en ek het nie geweet waarom op te neem nie, sodat julle my kan hoor nie. Daar wat ek gedink het, ek het dalk meer 'n gesig vir radio as vir video wanneer ek redigeer. Daar wat ek gedink het, ek is maar net 'n gewone ou. Wie wil nou regtig na my luister? En ja, daai dae het ek ook die getalle dopgehou daar aan die begin en gekyk na die views en die likes en die shares. En as dit nie beweeg nie, dan beweeg my kop in 'n negatiewe rigting en dan verloor ek moed. En ergens, soos in enige projek, kom daar daai lull moment. Die Engelse noem dit loss of lust. Die honeymoon is verby en nou voel dit baie keer soos werk. Maar hier is die ding, as jy deur daardie stuk kan druk, daardie middelstuk waar dit nie meer exciting voel nie, en ook nog nie vir jou groot resultate wys nie, dis daar waar die heiligheid begin. Dit word nie meer 'n projek nie, dit word 'n gewoonte. En dan op 'n stadium, dan word dit identiteit. Nou bestaan my daar uit om te sê, wat kan ek leer hier rondom my? Wat kan ek raak sien? En hoe kan ek dit oordra in 'n boodskap in 'n video? Ek staan op en ek begin skryf en in die aande lê ek en analiseer die dag, nie meer omdat ek moet nie, maar omdat dit geword het wie ek is. Ek hou nie meer die scorebord dop nie, ek doen dit. En ja, hierdie week was dit vir my lekker gewees en dit is baie keer lekker toe 'n jong man 'n foto saam met my wil neem om vir sy vriendin te stuur wat my volg op TikTok. Ja, dis cool, maar dis nie meer my brandstof nie. Dis nou so ingebrand dit wat ek doen. En hier is die groter waarheid. Positiewe gewoontes werk ook so, maar ook negatiewe dinge. Aan die begin stel jy 'n agenda en jy maak planne van wat jy wil doen en jy's bewus van waarmee jy besig is. En dan sonder dat jy dit agterkom, word dit net wie jy is. Dis hoekom niks in ons lewe verander as ons nie iets doen nie. Jy kan vir jare sê, ek wil gewig verloor, ek wil fiks word, ek wil 'n boek skryf of ek wil verander, maar niemand gaan dit vir jou doen nie. Jy moet begin, maar vandag. Bewustelik aan die begin, met moed in die middel, en eendag sonder 'n fanfare kyk jy terug en besef, dinge het in my verander. As jy maagspiere wil hê, moet jy vandag begin sit-ups doen. Jy gaan dit nie oor 'n week sien nie, nie oor 'n maand nie, maar net eensklaps een oggend, 'n random Dinsdag of Maandagoggend, gaan jy wakker word en dan gaan jy in die spieël kyk en sê, dit is daar is definisie. Wanneer gaan dit wees? Jy sal nooit weet nie, maar dit sal nie wees as jy nie begin nie. En hier is die ander gevaar, as jy eendag uitstel, as jy sê, ek begin môre, of wanneer dinge rustiger is, of wanneer ek die geld het vir die gym. As jy nie geld het vir die gym nie, stap om die blok. As jy nie takkies het nie, oefen in jou sitkamer met jou pantoffels. As dit reën, doen push-ups binne in die huis op jou mat. Verskonings gaan jy maklik elke dag kan uitdink. Jy kan sê, ek voel nie lekker nie, of die wind waai, of dit reën, of ek is moeg, of nie geïnspireerd vandag nie. Maar maak jou doelwit groter as jou verskonings, en wees konstant.
Want oorslaan is ook gevaarliker as uitstel. As jy een dag oorslaan, raak 2 dae makliker en dan 3 en dan op 'n stadium, dan kan jy sommer vir 'n week lank nie gaan gym nie. En dan besef jy, dalk was dit nooit so belangrik soos wat ek gesê het nie. Dis nie dramaties nie, dis hoe gewoontes werk. Aan die begin, bewustelik, in die middel, met grit en durf. En eendag, net eenvoudig deel van jou lewe. So hier is die vraag, wat gaan jy vandag doen? Nie môre nie, nie wanneer dit perfek is nie, nie wanneer jy reg voel nie, maar vandag. Begin klein, maar begin. Want dalk oor 8 maande gaan jy terugkyk en sê, ja, ek het aangehou. En daai 3 woorde van ek het aangehou, dit verander jou lewe. Ek hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap, mooi loop.